Ons is, terwyl ook van die kinders, een van die groot feestydde, of dit wat ons as gelowiges oor nadink, is Jesus se hemelvaart. Wat beteken dit vir ons? En wat beteken dit vir ons dat ons die Heilige Gees ontvang? 10 dae nadat Jesus hemel toe gevaar het, het hy die Gees van Christus vir ons uitgestort. En wat is dit wat vir ons as gelowiges moet verstaan wat Christus vir ons gedoen het? So ons het dan ook die week van Pinkster, met ander woorde as voorbereiding op volgende Sondag, het ons dan elke aand 6:00, het ons 'n lekker geleentheid saam met mekaar, waar ons daaroor nadink, en pas my lewe daarby in, en dan in die oggend 10:00 by Glencoe, gaan ons dan ook 'n geleentheid hê vir mense wat nie in die aande kan uitkom en saam kuier nie. Ek gaan net nog ietsie skryf. Sorry. Goed. Kom ons begin, en ons staan, en ons loof hierdie opgestaan en vrees die Heer, vir sy ou uitstorting, vir sy oorwinning, hy die verlossing vir ons alleen gaan oorwin. Hy het vir ons die verlossing verkry, en hy kom gee dit vir ons. En dan gaan hy hemel toe om te regeer oor ons. En hy gee vir ons dan die geleentheid om te sê, goed, nou kan julle saam met my verder aan hierdie verlossing in die wêreld. Die wet van die Gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou immers vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Daarom ook seuns en dogters van God, vrygemaak is, vrygekoop is. Mag jy jouself oopstel vir God se liefde, sy genade en die Gees se kragtige werking. Ons as gemeente is dit altyd belangrik om ons oop te stel vir die Gees van Christus wat in ons vrygekoop is, sy hart leef. En daarom is dit ook belangrik dat ons altyd hierdie gebed sal hê, dat Jesus is op 'n nuwe manier teenwoordig. Hy is op 'n manier afwesig, want hy het opgevaar en hy is nou hier in die hemel, en die hemel is eintlik net dan 'n dimensie verder, as ons dit so kan verduidelik, 'n dimensie wat ons net nie kan sien nie, want as Jesus deurloop, dan gaan hy deur 'n wolk, en dan is dit nie daar ver nie, en is God hier by ons, en is nie meer 'n wolk wat weggaan nie, dis teenwoordigheid by ons. Daarom wil ek saam met jou hierdie gebed bid. Here Jesus, kom nou na ons toe deur die werking van die Heilige Gees, sodat ons die woorde hoor en dit in die harte neem. Leer en herinner ons aan nuwe moontlikhede. Ons vra dit omdat ons U liefhet, en weet dat U ons eerste lief gehad het. Donderdag aand by die hemelvaart het ons vir mekaar gesê uit die verhaal van Jona dat God ons ontnigter. God ontnigter Jona met sy deernis. Jona glo in God. En die God waarin hy glo is eintlik nie 'n God wat vir sy vyande kan wees. Die God waarin Jona glo is 'n God wat net die volkie Israel sal beskerm en vir hulle sorg. En nou hulle ons. Dis nie 'n God wat vir die hele wêreld, vir die wrede Assiriërs selfs sal lief hê en hulle wil red nie. En daarom eindig die boek Jona sonder 'n oplossing. Dis 'n oop-einde, waar hy sê, maar ons almal word uitgenooi om iets van God te ontdek, en dat dit ons hart sal aangryp. En iemand skryf hierdie gedeelte, as Jona nou daarso in hoofstuk 4, onder sy skermpie gaan sit, en die ou plantjie kom daar op, en hy rank hom daar toe, en hy sit hier, en hy kyk so vir die stad Ninive. En hy sê vir Here, ag man, ek moes in die huis gebly het, ek het al dae geweet, ek mors my tyd. Ek wou vir hierdie ouens kom sê, die Here is op pad, hy gaan vir julle straf,
en hy gaan vir julle 'n vuur en hel uit die hemel uitgegee om julle te straf. Maar ek weet, hierdie Here werk nie so. En dan skryf iemand hierdie gedeelte. En Jonah, wat ek noem naamwoord is, and Jonah spoke to his shaded seat, and wait for God to come around to his way of thinking. And God is still waiting for a host of Jonahs in their comfortable houses to come around to his way of loving. Ons stol baie keer, ons hardloop, ons stop op 'n punt waar die evangelie ons uitnooi om met genade te leef. Genade is nie, ek sien jou oor, gee jou 'n tweede kans. Dit is een deeltjie van genade. Genade beteken dat God ons stikkindheid vat en deur sy gees stel hy ons in staat om nuwe moontlikhede te kan ontdek. En hier sien ons iets van die disippels wat stop. Jesus het opgestaan en hy is teenwoordig op 'n manier soos niemand nog ooit geken het en geweet het van hierdie wêreld. Jesus is die eerste bewys van die wonderlike verlossing wat God vir ons bewerkstellig. Jesus is die een wat die nuwe wêreld betree en die Here is van hierdie nuwe koninkryk. Hierdie koninkryk wat aangebreek het. Die koninkryk wat naby gekom het. Die koninkryk wat hier is. Gaan lees die evangelie. Die hele tyd is Jesus se kern van die evangelie. My koninkryk is hier. Hier het 'n nuwe realiteit aangebreek. Ek is die Here van 'n nuwe koninkryk. En julle is my disippels. Dan skryf hy, 'n ander keer het een van die apostels vir Jesus gevra, Here, sê asseblief vir ons, gaan die een Israel nou weer tot sy vorige glorie herstel, soos in die dae toe ons nog ons eie koning gehad het? Hoor jy die stem van Jonah, wat nie verstaan waarmee God eintlik besig is nie? Hoor jy iets van herhaling van die profeet Jonah, wat nie die grootheid van God kan sien nie, maar wat God eintlik net wil allokeer vir homself. Ons vorige glorie, Israel, die ou dae, toe ons eie koning gehad het, ons eie koning. Nie 'n koning vir die wêreld, maar koning vir homself. Ek hoop jy kan hoor die teks wat jou en my wil uitnooi en te sê, dis nodig, seuns en dogters van God, dat julle as gemeente gaan sit en besin. Wat is ons beperking wat ons aan God stel? Hoe wil ons God baie keer vir ons gerief? Terwyl die God wat Jesus aan ons kom bestem sal, die God van die wêreld is. Dat Jesus se verlossing en hierdie Jesus se evangelie is bedoel vir die nuwe koninkryk wat moet aankom. En daarom sê Jesus vir hom, dit is vir God om oor hierdie dinge te besluit, nie vir julle nie. Moenie, dit is asof Jesus kan wil sê, moenie met jou klein geestigheid, jou beperkte geloof en jou geprivatiseerde godsdiens God aanwandel nie. God is besig met 'n baie groter plan. Al wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk wanneer die Heilige Gees na julle toe kom. Dan gaan julle oral oor my praat, hier in Jerusalem, maar ook in die hele Judea en selfs in Samaria, ja selfs tot die verste uithoeke van die wêreld. Jesus wat kom en sê, jy dink te klein. Jy weet nie wat God eintlik besig is om te doen nie. Deur sy gees, die gees van Christus in ons te sit, word ons deel van hierdie verhaal. Christus het op sy eie ons verlossing bewerk.
sodat ons nou saam met Christus die verlossingswerk die wêreld kan indra. Na hierdie woorde het Jesus van die Olyfberg na die hemel toe teruggekeer. Terwyl die disippels nog staan en kyk hoe hy in die wolke verdwyn, het 2 mans uit die hemel by hulle kom staan. Hulle het spierwit klere aangehad. Anderswoorde, hier is 'n teenwoordigheid wat nie hier voorheen was nie. Daar by die graf was hulle ook nou die dag gewees met hulle spierwit klere. Nou, hulle adverteer nie 'n nuwe waspoeier nie, né? Hulle is daar om te sê, hier is 'n nuwe realiteit op aarde aangebreek. God se boodskappers is nou hier tussen ons. God is aan die werk in hierdie wêreld. En een van die mans vra toe vir die disippels, kyk hierso, die stolle weer. Hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dis asof die disippels skrik nie wat hier aan die gebeur is nie. Hulle kyk weg. Here, hoe nou? Waar nou? Wat nou? Wat moet nou gebeur? Het ons nou gelos? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus gaan sien nie? Dink julle dit was 'n groet gewees wat verby is? Hierdie selfde Jesus wat nou voor julle oë, dat sy hemelse woonplek te vertrek het, gaan nou begin werk aan sy koninkryk. En sy gees gaan deur julle werk. En hy sal op presies dieselfde manier na julle toe terugkom. Wanneer die taak afgekom is. Hemelvaart, Pinkster, om nooi jou en my uit. Wat sê ons aanvaar die verlossing van Jesus Christus. Sê Here, waar is U aan die werk? Die groot krag wat U van die Heilige Gees in my sit, hoe wil U dit gebruik? In U wêreld waar U genade besig is om te breek. Laas jaar se Pinkster het ons geëindig en ek het die film The Roots gebruik, waar die film eindig met die verlossing wat gekom het. 'n Ou wêreld wat uit mekaar geval het. En uiteindelik kry die pa van die Roots dit reg om sy familie in die nuwe wêreld in te gooi. 'n Stuk verlossing. En hy word self ook verlos. Maar saam met sy verlossing het daar nuwe vriende bygekom. Daar het 'n nuwe verstaan gekom van, o, jy was my vyand. Nee, maar weet jy, eintlik is ek 'n cat person. Eintlik gaan ons twee baie goed oor die weg kom. Inteendeel, ek het jou nodig vir hierdie nuwe wêreld. Hulle sien nuwe potensiaal. Hulle oë gaan oop vir 'n nuwe wêreld wat hulle moet ontdek. Ja, 'n wêreld wat hulle nie ken nie. 'n Wêreld waarvoor hulle nie kaarte het nie. Maar 'n wêreld waar ons sê, as ons die lig volg, dan kan ons in die wêreld leef. Die mooi is, die film is net 'n opvolg, waar dit gaan oor hoe leef hulle in hierdie nuwe wêreld. Dit is jammer, en ons verstaan hoekom dit gebeur het. Maar 'n kerk wat in gemak en gerief verval het, was dit nie meer nodig om mense opgewonde te maak oor die werk van die Here nie. Die kerk wêreldwyd, in Europa en die Weste veral, het dit gebeur dat die kerk het 'n stuk mag gekry. Ek hoef jy net bang te gemaak het met die hel, en dan het ek jou inkoop gehad en jy hier kom sit. Jy hoef niks te gedoen het nie, jy moes net hier gesit het en so af en toe 'n bydrae gemaak het. Want ek het jou net 'n stukkie van die evangelie vertel. Ek het jou probeer 'n lewensversekering. Ek het vir jou probeer bluf daarmee dat die evangelie gaan oor 'n stukkie lewensversekering. En jy moet net so af en toe hier kom sit en kom check of jou lewensversekering nog op standaard is. Die ouer daar het die dominee een keer 'n jaar ten minste omgekom en jy was verseker, o, my lewensversekering is nog op standaard. Maar daarmee saam het 'n klomp slegte goed gebeur. Ons het ons verlossing van Jesus Christus verklein tot my redding, my verlossing, my vergifnis
en my hemel toe gaan. En nou sit ons skielik, en hulle skryf in een van die boeke wat ek so 'n bietjie vinnig gelees het in voorbereiding, en soos dele daarvan, is dat ons as kerk vir die eerste keer in die geskiedenis, toe ons met groot ontwrigtinge gekonfronteer is, waar die kerk voorheen die een was, wat selfs toe die pes en die dood in Rome uitbreek, is die Christene wat agtergebly het en sê, hier bly ons om verskil te maak. Deur al die eeue waar die wêreld gekonfronteer is met trauma, was die kerk altyd daar om te red. Was dit die eerste keer wat die kerkverhaal uitmekaar uitgeval het. Toe 9/11 begin uitbreek, toe COVID begin uitbreek. Want ons het begin verval en gerief. Ons het nie meer regtig verstaan wie is hierdie God nie. Ons het dit verleer en daarom is die uitdaging om weg te beweeg, om aan te beweeg, om toe te laat sê, Here, ons het nodig in hierdie tyd, dat U ons met die volle evangelie bedien. Ons kan baie maklik die evangelie reduseer tot iets wat 2000 jaar terug gebeur het. So Jesus word 'n historiese figuur. Ons moet glo in wat hy in die verlede gedoen het net, né? Ons moet net ons geskiedenisfeite regkry. Ek moet instem dat hy gesterf het aan die kruis vir my sonde. Dit is nie die kern van die evangelie nie. Die 5 geestelike wette is nie die kern van die evangelie nie. Die kern van die evangelie sê Jesus, ek het gekom sodat die koninkryk van God kan aanbreek. Ek verlos jou sodat jy deel kan wees van die evangelie. My koninkryk het naby gekom. Ons het die evangelie gereduseer deur mense bang te maak en te bedreig en eintlik op hoop te jaag, deur vir net te sê, jy moet asseblief net tot 'n bekering kom en tot geloof kom in die verlossingsdade. Maar die vraag is, hoekom? Hoekom moet jy tot bekering kom? Sodat die nuwe wêreld in jou kan aanbreek. Sodat God deur jou, Jesus Christus se werk kan voortsit. Sodat Jesus Christus tot aan die uithoeke van die wêreld kan gaan om sy verlossings aan te dui. Ons het die evangelie verklein om te sê, dis iets wat jou dood uitsorteer. En nou doodgaan, gaan jy hemel toe. Terwyl Jesus se evangelie het gekom om te sê, ek red jou nie net sodat jou dood uitgesorteer is nie, maar sodat jou lewe nou op aarde betekenis en sin kan hê. En vir 'n groot deel wil ons in hierdie volgende 4 dae van Pinkster wil ons 'n bietjie oefen. Dis Here, help ons. Help ons om aan te beweeg. Help ons dat ons nie stol soos hierdie disipel wat met sy prentjie oor God sê, maar nou niks in my wêreld het Vader. Nou die engele vir hulle moet sê, weet jy, die krag wat hulle kry is nie om jou wêreld gerieflik te maak nie. Die krag wat hulle kry is sodat God se koninkryk in die wêreld kan aanbreek. Sodat Jesus Christus se voete en hande en sy woorde tot by die uiteinde van die wêreld kan kom. En as jy die geleentheid het om saam met ons hierdie week by te woon, wil ek jou uitnooi. Ons begin 6:00 in die aande. Jy kan so 'n bietjie voor die tyd kom. As jy nie tyd gehad het om te eet nie, gaan ek vir jou sop gee wat ek die gemeente voorberei. En ons gaan saam met mekaar sit en sê, Here, wat is dit wat U met ons as gemeente wil doen? Help ons om in hierdie 4 dae te oefen om te vra, nie na ons gemak nie na ons gerief nie. Om te vra, Here, waar is U in U gemeenskap besig is? En hoe wil U hê ons moet as gemeente sinvol en betekenisvol saam met U leef? Daai sinnetjie, daai 2 sinnetjies, afhangende van hoe jy dit lees, sê nie dieselfde nie. Maar is baie belangrik. Beide van. Dat ek en jy
sal sê, Jesus is Here. Jesus is die koning van ons as gemeente. Maar Jesus is nie koning wat 2000 jaar gelede gedoen het nie. Jesus is die koning van die gemeente van, amper sê Fontainebleau, want ek dink aan die fontein, is die gemeente van Wigglesberg, en ons is hier om te vra, Here, wat is die wil? Maar ons sê ook in Engels, Jesus is here. Nou as ons aan die tafel sit, nou ons die Pinkster ook weer aan tafels gedoen, kom sit ons saam met ons Here om sy tafel en sê, wat het ons nodig, wat in ons saak moet verander? Wat is dit wat U in U genade vir ons wil gee? Ons wil saam met Jesus eet. Ons wil saam met hom stil word, sodat sy gees in ons kan lewendig word. En ook as ons vanoggend aan die nagmaal vier, is dit 'n stuk inleiding na hierdie week om te sê, Here, ons wil oefen. Ons wil kom oefen om saam met U te kom stil word. U is ons Here en U is hier. En dan bid ons saam met mekaar hierdie gebed en loof die Here. Kom ons staan, ek gaan dit ons hoor. Almagtige God, U seun het ons na die wêreld gestuur om die goeie nuus van U koninkryk te verkondig. Inspireer ons deur die Gees. Vul ons harte met die vuur van U liefde, sodat almal wat U woord hoor, na U aangetrokke sal kom, deur Jesus Christus, ons Here.